Goeiemôre almal en welkom hier by ons. Wonderlik dat ons op hierdie manier ook kerk kan wees, kerk kan ervaar. Saam met mekaar kom om die ou verhaal, die ou geskiedenis weer te hoor en weer daaroor dankbaar te wees. Ons begin ons fokus op die Here deur saam te sing lied 358. Welkom in 'n stille nag van vrede. Veral as ons sing oor die somerkersfees, dan kan ons voel hierdie is 'n somerkersfees. En dan vers 2, het ons nou nie klokke nie, maar hoor jy hoe sag die klokke beier in eeueoue taal. Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. En ons kyk juis vanoggend na hoe die Kersfees boodskap deur al die eeue kom, nog altyd daar is. Kom ons sing lied 358 vers 1 en 2 en dan ons het nie orgelbegeleiding nie, so ons sing dit a cappella. Ons sing dit en dan bly ons staan om die seën te ontvang of om die Here aan te roep, om sy seën te ontvang en dan direk na die seën uitgespreek is, dan sing ons Psalm 89 vers 1 en 14. Lekker saam.
God werklik met ons. Dat U ons nie gelos het nie, maar dat U enige gebore seun gestuur het om by ons te wees. En ons bid dat U in hierdie geleentheid ook die Heilige Gees sal stuur om in ons te werk. Dat Hy ons sal lei in ons gedagtes, dat Hy ons sal krag gee, fokus sal gee, dat ons ook hier vandag, die hele dag, U sal eer. Soos wat ons saam kuier, elkeen by hulle families, of soos wat ons ook alleen is vandag, bid ons dat U vir ons die fokus sal gee om alle eer aan U te bring. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Kan ons die klank so bietjie opstel? Dankie, oom. Reg, as ek so praat, almal hoor my mooi. Dankie. Ons lees vanoggend uit Genesis 3. Nou, ons het die afgelope maand het ons deur die evangelies gewerk. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Elke keer het ons gekyk, hoe stel Matteus vir Jesus Christus voor, Markus, Lukas en Johannes. En nou gaan ons eintlik na die heel begin toe, waar ons die eerste evangelie eintlik kry. Evangelie, goeie nuus, die blye nuus. En ons kry eintlik die eerste evangelie in die donkerste tyd. Kom ons lees van vers 1 af tot en met vers 19. En met meeste van julle weet dit, maar ons lees hier, alles was geskep, die aarde was alles geskep, Adam was geskep, Eva was uit Adam uit geskep, en hulle het heerlik gebly in die paradys, in die tuin van Eden. Dan lees ons van vers 1 af. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet, sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te weet gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. En toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang,
Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry, met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit 'n bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe. Want daaruit is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer stof word. Tot daarso toe. Nie altyd 'n lekker gedeelte om te lees met Kersfees nie. Toe ek nou die prentjies wat die kinders nou in kleur uitgeprint het Marina selfs gefrons en gesê, maar hierdie is nie 'n lekker prentjie om in te kleur vir Kersfees nie. In Kersfees verwag ons 'n kersboom met mooi dinge rondom, en dis iets vir 'n ander tyd, maar as jy kyk na die kersversierings, die kieries, die goue balle, baie van daai versierings moet ons laat terugdink aan die Kersverhaal. Die herders met die herderskieries, die goue balle met die geskenke van goud en wierook en mirre wat hulle vir Jesus gebring het, die wyse manne nou. Maar nou kyk ons na eintlik die donkerste tyd in die geskiedenis van die mensdom. In die geskiedenis van die heelal kyk ons na die donkerste tyd. Maar ons kyk hoe die belofte dadelik daar was. Daar was nie 'n oomblik waar die Here ons gelos het in hierdie donkerte nie. Ons gaan kyk na die vloek. Ons gaan kyk na die eintlik eerste skies gaan ons kyk na die begeerte, en ook deur die begeerte die vloeke wat ons lewe eintlik omskryf, en uiteindelik dan na die hoop. Ons begin by die begeerte. So Genesis, dit wat ons nou net gelees het, is die boek van fondamente. Wat dit beteken is die boek wat verduidelik hoekom ons is waar ons is. Wat is die doel van die wêreld? Wat is die doel van die mensdom? Maar ook hoekom lyk die wêreld soos wat dit lyk? So God het die mens oorspronklik geskep. As ons Genesis vroeër lees, dan het hy die mens goed geskep. Hy het die mens geskep sodat die mens in 'n verhouding met hom kan staan. Hy het die mens na sy beeld geskep. In die Heidelberg Katekismus lees ons dat hy die mens so geskep het dat hy toegerus is vir elke goeie werk, heilig, dat hy saam met die Here kan leef, en soos wat hy die mens geskep het, het hy hom geskep dat hulle vir ewig saam met hom kan lewe. En toe kom die slang in, die slang wat listiger is as al die diere, en hy roer die begeerte. En nou weet ons dat hierdie slang word ook later verwys in Openbaring, of die duiwel word later verwys as die slang van ouds. So ons weet dadelik wie is hierdie slang, wie is hierdie gedierte wat die begeerte in ons roer. Dis die duiwel, die Satan.
En dan sien ons ook baie mooi wat ons elke Sondag lees, die 10 gebooie. Jy mag nie begeer nie. Want daar by die begeerte, daar begin al die sonde. Met die begeerte het die sonde begin. En wat ons sien, dit is nie, die slang is die begin daarvan, maar die slang het nie die vrug gevat en het in Adam se mond geforseer nie. Hy het nie die vrug gevat en het ook in Adam se mond forseer nie, hy het die begeerte aangeroer en gesê, maar kyk wat hierdie klein dingetjie vir julle kan doen, dit kan vir julle soveel meer beteken, en nou weet ons, hierdie is mense wat alles gehaat het. Hierdie is mense wat paradys gehad het, wat saam met die Here kon gewandel het. Hulle het nie geweet wat hulle gehad het nie, maar hulle het genoeg gehad. Hulle het oorvloedig gehad, maar tog kom die slang en sê, wil julle nie iets meer hê nie? Wil julle nie iets beter hê nie? En ons gaan ook later daarby uitkom, maar sien ons dit nie so duidelik in ons eie lewe nie. Jy het genoeg om te eet, jy het genoeg, maar elke nou en dan kom die begeerte, wil jy nie meer hê nie, wil jy nie meer hê nie, wil jy nie meer hê nie, en jy kry nooit genoeg nie, jou begeerte word nooit volgemaak nie, want die begeerte roer die sonde, onvergenoegdheid. Ons oë is groter as ons ore. En wat die begeerte gedoen het, is om die hele wêreld om te dompel. Want die Here het die mens geskep om as heersers oor die natuur te wees, om heersers oor die skepping te wees, en nou is dit so vreemd dat 'n slang kom en oor hulle heers. Nou word die mens deur die skepping, oor die skepping heers nou oor die mens. Dis die skepping wat nou die begeertes van die mens dryf. Ons was eers bo die skepping en nou is ons so deel van die skepping. Ons het dieselfde toekoms as die skepping. Stof is jy en tot stof sal jy wees. Van stof is jy gevat en tot stof sal jy teruggaan. Ons is nou beperk tot die skepping toe. Die verskil in Genesis, hoe die Here ons geskep het, lees ons dat die Here het die lewensasem ingeblaas teenoor die van stof is jy en tot stof sal jy gaan. Daar was soveel meer vir die mens gegee. Deur die begeerte, deur die sonde, word die mens nou uit die paradys uitgegooi, en daar staan 'n engel wag voor die paradys, met 'n brandende swaard, met die belofte dat as jy wil terugkom na die paradys toe, as jy wil terugkom na daai plek waar jy vrede en oorvloed, en daai band met die Here gehad het, dan moet jy deur die swaard gaan, deur die wraak van God, teruggaan. Paradys is gesluit met die dreigement van God se wraak. As ons vir die kinders kan opsom, as ek seker julle het al by 'n glyplank afgegly, of dalk het julle begin om 'n fiets te ry by afdraande, en toe julle weer sien, werk die brieke nie en julle kan nie stop nie. En as jy probeer stop by 'n glyplank, middeldeur by 'n glyplank, dan gaan jy 10 teen afval en jy gaan seer kry, of met die fiets, as jy heeltemal te vinnig ry en jy kan nie mooi stop nie, dan gaan jy ook afval en seer kry. En dis wat met Adam en Eva gebeur het. Vruggie is 'n klein ding, hulle het gedink, kom ons doen hierdie klein ding, dit gaan vir ons soveel dit gaan vir ons so lekker wees, soveel beteken. En toe hulle eers begin het om ongehoorsaam te wees aan die Here, kan hulle nie stop nie, en dit het die hele wêreld
onderste bo gemaak. En ons kyk, die Here reageer met vloeke. So hy is nie die oorsprong eintlik van die vloeke nie, hy is nie die oorsprong van die dorings en die dussels en van die pyn nie, maar hy verduidelik vir die mens wat het hulle oor hulle self gebring. Dis wat julle gedoen het. En ons sien dat hierdie vloeke omskryf eintlik ons hele lewe. Dit dek ons hele lewe en ons hele bestaan. Die man en vrou is gelyk gemaak. Die een as hulp vir die ander. En nou, toe die Here hulle gekonfronteer het en gesê het, wat het gebeur, toe is daar nie meer gelyke nie, daar's nie meer hulp nie, daar's nou jaloesie, en daar's heersing, en daar is wrywing. Nou, hierdie gedeelte het al baie frustrasie veroorsaak, waar die Here sê dat vir die vrou sê hy, na jou man sal jy hinker, en jou man sal oor jou heers. En baie mense dink dit beteken die man moet oor die vrou heers, wat nie die geval is nie, dis 'n deel van die vloek, die heers, die tirannie, wat ons kry in Efesiërs 5, waar die Here vir ons ook die regte verhouding gee, is, man is die hoof van die huis, en hy moet sy lewe opgee vir sy vrou, hy moet vir homself afstand doen, en sy vrou vir sy lewe vir sy vrou gee, en die vrou moet onderdanig wees, en sy moet die man ophef. Dis die verhouding wat die Here die mens voor geskep het. Maar in hierdie verhouding wat perfek moes gewees het, kom daar nou wrywing, jaloesie, heerskappy. En dan vergelyk ons dit met die absolute vreugde wat Adam gehaat het. Toe Eva geskep is, sê dit is nou uiteindelik been uit my gebeendere. Een soos ek self. Sy sal manin genoem word, die ou Hebreëus is Ish en Isha, presies dieselfde woord, net met 'n ander verbuiging. Dis presies dieselfde. Iemand wat by my kan staan, dit was sy. En nou in Genesis 3, kom die Here, en hy vra eintlik vir die hoof van die huishouding, wat het gebeur? En die man, in plaas van om sy lewe op te gee vir sy vrou, gooi sy vrou voor die bus in, en sê, dit was sy, los my uit, dit was sy. En daar sal sien ons dadelik die vloek, nog voordat die vloek afgekondig is, sien ons, daar is die sonde, verhoudinge wat gebreek is, gebroke mense. En vandag nog kry mens nie 'n perfekte huwelik nie. Mens kry nie 'n perfekte verhouding tussen ouers en kinders nie. Ons lewe met gebroke verhoudinge. En dan ook die vloek tussen ons en die wêreld. Ons lewe nie meer in die paradys nie. Ons voel vandag, dit is warm, ons sweet, daar is hongerte in die wêreld, daar is rampe in die wêreld, droogte, wat ons ervaar. Hierdie is nie meer die perfekte plek nie. Ons wil nie meer vir altyd hier so lewe nie, en net so gou, in die tuin van Eden was daar natuurlik die boom van kennis van goed en kwaad, en daar was ook die boom van lewe. En later lees ons die Here keer eintlik die mens om terug te kom, sodat hy nie van die boom van lewe sal eet nie, sodat hy nie vir ewig sal leef in hierdie sondige bestaan nie. Maar ons lewe word ook gekenmerk. Ons bly in 'n wêreld wat vrot is. Ons bly in 'n wêreld waar ons oud word, siek word, swaar kry. En dan ook uiteindelik die konflik tussen ons en die slang.
konflik tussen Eva se nageslag, dis nou ons almal, en die slang se nageslag, die bose. En hierdie konflik ervaar ons nou nie altyd so opmerklik nie. Jy weet, die konflik tussen mense, die gebroke verhoudinge, dit ervaar ons amper elke dag. Die konflik tussen ons en die aarde, ons kry swaar, as jy sweet, dan ervaar jy dit. Maar die konflik tussen die slang, tussen die bose, is baie keer meer agter die skerms. Maar is so 'n pertinente deel van ons lewe. Die bose wat die begeerte roer, die bose wat ons wil wegvat van die Here. En die bose wat van die begin af nog altyd bewus is van die konflik tussen ons en hom. En wat al die magte gooi om ons weg van die Here te vat. So, in een woord wat eintlik gebruik is die sonde smet. Dit klink sommer lelik, die sonde smet wat deur in ons ingedryf is, in die wêreld ingekom het. Ons kan niks doen nie, wat nie deur die sonde gevlek is nie. Jesaja 64 lees ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Wat se mag het ons om teen hierdie op te staan? Elke ding wat ons doen is deur die sonde besmet. Selfs as jy probeer oulik wees. As ons vir die kinders kan opsom, as jy iets moois wil doen en jy sien daar so 'n klomp blomme en jy gaan pluk blomme vir jou ma, maar soos wat jy in die huis instap, is jou voete so vol modder dat jy die hele huis vol modder maak. En so noem ons dit die sonde smet, dat ons sondig is, dat selfs die mooi dinge wat ons wil doen, veroorsaak partykeer lelike en vuil goed. En dit, ons het gesê, Genesis is die boek van fondamente, die boek wat ons verduidelik waar ons is, wat ons doen, en dit verduidelik eintlik hoe ons in die wêreld lewe. Maar terwyl die Here nog die vloeke so uitspreek, die vloeke verduidelik, is daar hoop, is daar 'n belofte, is daar die evangelie. Want daar kom iemand uit die vrou se nageslag, wat die bose se kop gaan vermorsel. Hierdie konflik tussen die mens, Eva se nageslag, en die bose, die slang se nageslag, hierdie konflik gaan klaarmaak. Hierdie konflik gaan nie vir ewig aan nie. Die sonde smet gaan nie vir ewig aan nie. Dit gaan einde kry, maar die slang gaan ook hierdie persoon se hakskeen byt, in die meer direkte vertaling, die hakskeen vermorsel. En die idee of die woord daarso is altyd eintlik gebruik vir dood. Hierdie twee gaan mekaar doodmaak, maar die bose gaan eindig. En nou het ons nie baie nodig om te weet, hierdie belofte wys uiteindelik na Jesus Christus toe nie. Die eerste afkondiging van Jesus Christus, dat hy gaan aarde toe kom, dat hy uit die menslike geslag gebore sal word, kry ons hierso in Genesis 3 vers 15. Aan die begin, in die donkerste, daar is nie een oomblik van donkerte waar die Here nie hoop gee nie. Ons het Sondag nou so gekyk na Johannes 1, dat die lig kom na die wêreld toe, en hierdie lig was al beloof in Genesis 3 in die donkerste tyd, en die donkerte kon nie die lig uitdoof nie. Want daar kom iemand uit die vrou se nageslag, wat in hierdie sondige wêreld gebore gaan wees, maar nie deel is van die sonde smet nie. Hy is die een wat die sonde gaan oorwin. Johannes die Doper skree nog uit, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En
En hierdie mens, wat uit die menslike geslag gebore is, sien ons, is die tweede Adam, maar is die beter Adam. Ons lees baie daarvan in Romeine 5. Deur die een man het die sonde gekom, en die dood in die wêreld ingekom, maar deur die een man het die genade ingekom. Adam was in die paradys, Adam en Eva in die paradys, hulle het alles gehad wat hulle nodig kon gehad, en nog meer, en dan kom die duiwel en versoek hulle, roer die begeerte, en hulle val daarvoor. Jesus Christus, nadat hy gedoop is, het hy in die woestyn ingeloop, 40 dae daar gebly. So vir 40 dae sonder kos en water, 'n gewone mens kan dit nie oorleef nie. Jesus is nie 'n gewone mens nie, hy is ook God self. Mens kan nie indink wat die menslike liggaam op daai stadium sou ervaar het nie, absolute pyn. Jou liggaam sou homself begin verteer het. En dan op die slegste plek waar jy kan wees, in die woestyn nou al vir 40 dae, kom die duiwel en hy kom versoek Jesus, hy kom roer begeerte aan, en Jesus sê nee. Die paradys was bewaar met die vlammende swaard, die wraak van God, om te sê, as jy weer hier wil ingaan, moet jy deur die wraak van God gaan. Op die kruis het Jesus die wraak van God gedra, sodat nie net hy weer in die paradys in kan gaan nie, maar elkeen wat in hom is. Jesus, die enige gebore seun van God, die sondelose, word gebore in hierdie wêreld, word gestuur na hierdie wêreld, om die vloek weer reg te maak. Deur hom maak hy verhoudinge nuut. Deur hom word ons genees. En deur hom is ons nie meer 'n produk van die sonde nie, is ons nie meer vasgevang in hierdie wêreld nie. Baie keer hoor ons op TV waar mense by 'n begrafnis is en sê, van stof is jy en tot stof sal jy weer gaan, asof dit die einde is. In Jesus Christus is dit nie die einde nie. Ja, jy is van stof gemaak en ons begrawe jou nou weer, maar dis nie die einde nie, want Jesus Christus het beloof, hy kom terug. En jy word opgewek en die hele wêreld word nuut gemaak. Ons toekoms is nie meer vasgevang in hierdie wêreld nie. Want Jesus Christus is gebore. Ons is geskep, die mensdom is geskep om vir ewig saam met die Here te bly. Deur die bose was die begeerte aangeroer en ons het misluk. En ons almal het misluk. Maar Jesus Christus kom in hierdie bose wêreld en hy verbreek die vloek en gee vir ons die mooiste beloftes wat daar is. Ewige lewe saam met die Here, die skepping weer nuut gemaak. Ons lewe in die belofte en nie in die vloek nie, omdat Jesus vir ons gebore is. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons sit vandag met 'n warm dag in die middel van 'n droogte. Ons sit by 'n vervloekte wêreld met
gebroke verhoudinge. En party van ons ervaar die gebroke verhoudinge minder op hierdie dag. En party van ons ervaar die gebroke verhoudinge meer. Dankie dat dis nie ons toekoms nie. Dis nie ons hoop nie. Ons hoop is meer as hierdie wêreld. Ons hoop is gefokus op Jesus Christus wat gekom het om die vloek te verbreek, om verhoudinge nuut te maak, en ook sal hy terugkom om die hele wêreld te herskep. Here, ons is hierso met baie van ons met gebroke harte, want ons het die swaar van die wêreld ervaar. Daar is siekte, en daar is dood. En ons dink juis vandag aan Harm Kolwer se familie, wat die slegte punt, 'n slegte gedeelte van hierdie gebroke wêreld ervaar het met sy dood. Waar hy nog baie jonk was, en waar sy lewe nog 'n groot oop boek was. Maar dankie dat sy lewe nie bepaal word deur die aarde en deur wat hy hier kon gedoen het nie, maar dat sy lewe word bepaal deur U en U beloftes, dat U uiteindelik sy Vader is en by U uiteindelik sy huis is. Ons bid dat U die familie sal versorg, dat U die familie sal veilig hou, want U is die een wat bewaar. Ons dink ook aan oom Jan Fourie se familie, wat ook oorlede is. Ons dink veral aan Tannie Lenet, dat U haar en die familie sal troos, rus sal gee en vrede sal gee. Maar die troos van Jesus Christus ook in hulle harte sal bly en sal staan. Ons bid vir almal wat deur trauma gaan, wat deur moeilike dae gaan in hierdie tyd. Ons bid dat U hulle sal bewaar en hulle sal lei op die regte spore. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir kollekte onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en dan by die deure vir die instandhouding van die erediens. Die kollekte, daar is net een kollekte onder die diens, dit gaan nie vir die barmhartigheid nie, dit gaan vir Bybelverspreiding. Dat almal ook die woord en die belofte kan hoor en lees.
Ons gaan die wêreld weer in met skrifverrimming 7-2. Ons sing van die begin en einde, die Alfa en Omega. En Jesus sê, hoor, dis ek wat kom. Hou my wet en woorde tot jy deur die poorte veilig binnekom. Buite bly die bose staan, dis sondaars wat voor God nie bewe, maar jy ontvang die lewe. En dan eindig ons vers 2 ook met die gebed van die kerk van alle eeue. Jesus Here, kom in ere, kom tog gou, o Here. Kom ons sing skrifverrimming 7-2 vers 1 en 2, dan ontvang ons ook die seën van die Here en bevestig dit alles met die amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in die belofte. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Net 'n paar afkondigings. Soos wat ons nou ook gebid het onder die diens, kan ons in die week en in die dae vorentoe dink aan Harm Kolwer se familie. Dit is nou oom Loot en tannie Trudy se kleinseun, dan ook natuurlik aan Jan Fourie se familie. Ons bid dat die Here hulle in hierdie tyd sal troos. En dan is ons ook tannie Ina Botha se ma is nou in die versorgingseenheid daar by Huis Sonder Sorge. Ons bid ook vir haar ten volle herstel voor. En nou terwyl ek hier so staan, Zander, dink ek het iets vergeet. Het ek iets vergeet? Nee, ek het nie iets vergeet nie. Nee, wat ek vergeet het is die cupcakes. Daar is cupcakes in die kombuis en koffie. Cupcakes en koffie, so ons nooi almal uit, kom geniet dit saam met ons en 'n heerlike Kersfees vir julle vorentoe.